Goeiemôre, 23 Julie. Ons storm is verby, hierso by die Weskus van Florida. See is baie kalm. En ons berig vandag hier vanaf, soos ek sê, die Weskus van Florida, hier by die Gulf of America. Iran se situasie. Op die oomblik, gisternag weer strikes op Iran van Amerika se kant af. En president Trump het baie duidelik gemaak. Van nou af is daar op enige skip in die Strait of Hormuz geskiet word, vir elke skip wat hulle skiet opskiet in Hormuz, gaan hy 'n kragstasie of 'n brug drop. So, daar's nog nie weer geskiet op skepe daar in Hormuz nie. Dis nie die laaste 2 dae nie. Hulle het wel, die Houthis het wel op 'n skip geskiet in die Rooi See. So, lyk my hulle wil nou, Iran wil sy proxies gebruik, jy weet, sy ander terroriste groepe. Ek kan nie glo as ons steeds mense wat dink Iran is die engeltjies en die victim in hierdie hele storie nie. En so sal hulle nou, hulle het mos nie proxies en hulle het mos nie terroristgroepe wat hulle support nie, dis alles 'n verbeelding van ons. Maar nou ja, nou het ons gesien die Houthis raak betrokke weer, skiet op 'n skip daar in die Rooi See. Nou, hulle gaan maar van hulle kry. En intussen word daar nou voorberei vir nog strikes op Iran. En dit gaan elke aand aanhou tot hulle besluit, hulle het nou genoeg gehad, want lyk my, hulle worry nie vir hulle eie mense nie. Intussenin het ons gesien nou dat die olieprys nog steeds bietjie geklim. Staan nou by die hoog $80, by die begin van $90 'n barrel. Nog nie terug by 120 waar het was met die hooftyd van die oorlog, met Amerika wat voorberei vir groot strikes, nog steeds, en Iran wat dreig, het hulle gaan Amerika stryk, en hulle gaan met 'n volskaalse oorlog kom. Nou, ons ken nou al hulle dreigemente, dis maar dieselfde elke dag, selfde stories. So, hierdie ding gaan stadig so eskaleer tot president Trump groot gaan. En intussen word daar tekens van opportunity getref in die hande, en enige iets wat te doen het met die vermoë van Iran om op skepe in Hormuz te skiet, is wat hulle neutraliseer op die oomblik. Mense verstaan ons steeds nie. Ja, maar julle sê dan al van die begin af, Iran se hele weermag is gone, so hoekom skiet hulle nog op die mense? Dis Iran se konvensionele weermag. Hy is in die eerste paar dae uitgehaal. Hy het nie 'n vloot nie, hulle het nie 'n lugmag nie. Dis hulle groot konvensionele weermag. Hulle het nog missiele. Hulle het nog missiele wat in bankers weggesteek is, en drones wat in bankers weggesteek is. Hulle het net 'n beperkte hoeveelheid oor. So, dis wat hulle nog gebruik. Word hulle gevoer deur China en Noord-Korea nogal? Nee, daar word nie. As jy dink hulle word deur Noord-Korea en China gevoer, dan regtig kan jy ook in veetjies glo, want hulle word so dopgehou. Noord-Korea, van enigste manier hulle gaan goede aankry regtig op die oomblik, is deur China en Rusland. En daai word dopgehou, daai lyne wat inkom. So, daar word nie so min nie. Dan vra die mense ook, hoekom gee Trump so baie kans vir hulle? Weet hy nie wat daar aangaan nie, weet hy nie. Dit lyk my Trump weet nie wat hy doen nie, en weet nie wat hy aangaan nie. Dis nou mense wat in Suid-Afrika sit, jy weet, sit op hulle couch, dis hulle opinies. Dink hulle Trump het nie die beste intelligensie van die wêreld nie, of praat van intelligent sources in die wêreld nie. Hy weet presies wat aangaan. Hy weet waar kan hy slaan, wat kan hy doen en so aan. So, julle wat nou so altyd die hele dag daar sit en sê, ja, maar Trump moet eerder dit doen of eerder dat doen. Ook al word jy nie 'n raadgewer nie, jy weet, militêre raadgewer. En veral hierdie wat so sê, hy moes eerder dit of dat doen, probeer militêre raadgewers, nog ooit in 'n lewe is in 'n weermag gewees nie. So, maar dit is so. Dis die stand van sake. Ek bring maar nog 'n berig later as ons weer iets informasie bykry. Hou maar dop, daai eiland, daai by berg, nie die eiland hier, daai berg. Hou maar dop, hy gaan nog getrei word. Geniet die dag.